Baie dankie dierbare Here Jesus. Dit is so groot voorreg, Here, om hierdie dag weer saam met U te kan, om U woord te kan sit, Here. Ek wil bid dat U waarlik die woord vir ons lewendig sal maak en dat ons regtig die woord sal beleef. Dankie vir die seën en dankie ook vir die salwing wat op die woord en die prediking van die woord er is. Ons eer U daarvoor in die mooie en lieflike naam van Jesus alleen. Amen. Nou geliefdes, vandag gaan ons aan, ons het verlede week begin met wanneer die hemel en die aarde mekaar ontmoet en ons het, ek wil net so 'n bietjie opvang vir die ouens wat nou nie verlede week geluister het nie. Ons praat met U aangaande 'n divine intervention, hierdie goddelike tussenkoms, die oomblik wanneer God uit die hemel antwoord en ons hier op die aarde hierdie antwoord beleef, daardie oomblik. Nou, ons het 'n paar wonderlike dinge raak gesien en beleef verlede week en ek vertrou dat die Here in hierdie week weer vir U iets kosbaar sal gee om aan vas te hou. Mag dit vir U hoop gee. Mag U regtig ervaar en beleef God se bonatuurlike ingrype in U lewe. Nou, net om weer 'n bietjie op te vang, hierdie handeling van God is absoluut 'n bewys van God se liefde en God se genade vir ons. Ons weet dat God altyd perfek is en op tyd is, al lyk dit nie vir ons so nie. God werk waar ons nie kan sien nie, en ons weet natuurlik, dit oortref alle menslike en natuurlike beperkings. En ons het gesien, en ek dink ons kan vandag daar begin by Exodus 14, vers 13 tot 16, gaan oor waar die Israeliete deur die see getrek het. En dis een van die perfekte bewyse van God se tydsberekening om miljoene mense en hulle diere deur die see te laat trek en terselfdertyd ook om uit die vyand af te reken. En 'n baie duidelike voorbeeld wat vir ons gegee word, dat God ingryp wanneer ons in die nood is, wanneer ons nie weet watter kant toe om te gaan nie, dan is die Here daar en hy kom en hy gryp in, bonatuurlik. Dink maar aan die vriende van Daniël in Daniël 3, daar van vers 23 tot 27 toe. 'n absolute bewys dat in hierdie omstandighede waar hulle selfs in 'n vuuroond gegooi was die Here daar en bonatuurlik vir hulle deurgekom het en vir hulle behoue aan die ander kant uitgebring het. Dan dink ek aan Petrus toe hy in die tronk was in Handelinge 12, daarvan vers 5 af, is 'n kosbare voorbeeld en die Bybel sê dat die gemeente het vir Petrus gebid. Hulle het gebid dat God sal antwoord, bonatuurlik sal antwoord. En die oomblik toe die Here antwoord, dis toe dat hulle beleef dat dit wat hulle gebid het hulle ontvang. Maar wat my opmerklik is toe Petrus voor die deur staan en klop, was daar die meisie Rode so in verwondering, sy het eers vergeet om die deur oop te maak en sy gaan vertel vir hierdie klomp wat nou so aan die bid nog is vir Petrus is hier en hulle wou dit nie glo nie. Somtyds wil ons nie glo wanneer die Here ingryp nie. Maar wat belangrik is, en dit is dat wanneer ons bid, dan gebeur groot dinge. Dink maar aan Jakobus 5 vers 16, die gebed van die regverdige het groot krag. Die Amplified sê die aanhoudende gebed van die opregte het groot krag. En so baie keer dan staan ons ongelowig, maar dan kom die Here ons ongeloof te hulp en hy help vir ons om te kan glo. Wonderlike voorbeeld. Een van
'n baie goeie voorbeeld in die Bybel van iemand wat regtig die Here vertrou het, was Hiskia geweest, daar in Jesaja 38. En hy kry die boodskap van die Here af om te sê, maak jou klaar, jy gaan sterwe. En hy gaan ween, en hy gaan bid, en hy gaan praat met die Here. En wat vir my so mooi is, hy sê, Here, onthou u hoe ek voor u geleef het, onthou u dit, onthou u dat. En hy herinner die Here so aan alles wat die Here in sy lewe gedoen het. En kyk net wat se fenominale, bonatuurlike werk doen dit in God se hart. Ek weer eens hierdie gedeelte lees en ek dit bepeins, toe kom dit by my op dat God kan van 'n plan verander, want hy is God. Hy kan doen net wat hy wil. Op grond van 'n mens se gebed het God sy plan verander. En hy stuur die profeet weer terug en hy gaan sê vir hom, ek gee vir hom nog 15 jaar by sy lewe. Is dit nie wonderlik hoe wanneer ons na die Here roep, wanneer ons na die Here toe uitreik en vir die Here herinner daaraan aan ons lewenswandel saam met hom. En wat vir my so mooi was, is dat sy lewe was van so 'n aard, die getuienis rondom sy lewe, dit wat hy beleef het op sy lewenspad, het vir God gemaak om sy plan te verander. God kan ook sy plan rondom jou verander. Dink maar aan die storie van Daniël, wat in die leeukuil was, daar in Daniël 6. En die Here maak die bekke van die leeu's bonatuurlik toe, en Daniël kom behoue aan die ander kant uit. Kosbare voorbeelde uit God se woord, wat vir ons bemoedig en vir ons aanmoedig, dat ons God sal vertrou vir 'n bonatuurlike ingryping, 'n divine intervention. So, wat is dit dat dit vir God so belangrik is, dat ons sal beleef hoe hy vir ons intree op 'n bonatuurlike wyse. Why divine intervention is necessary. En in die eerste plek, baie seker daaroor, hy sê, om die vyand se planne te verbreek, to overcome the enemy's plans. En daarom moet ons die Here se aangesig soek. Psalm 34 vers 7 sê, hy red ons uit al ons benoudhede of ons moeilikhede. Nie net sommiges nie, maar uit almal. Dink maar 'n bietjie aan die skrif wat sê, menigvuldig is die teëspoed van die regverdige, maar uit die almal red die Here hom. So, dit is nodig, ons het hierdie bonatuurlike ingrype nodig, sodat die vyand se planne verbreek kan word. Paulus kom en hy praat van dat ons wapens is nie vleeslik nie, maar kragtig om die planne van die vyand tot niet te maak en tot gehoorsaamheid te bring ooreenkomstig die woord van die Here. In die tweede plek is om deurbrake en oorwinnings te beleef. It's through God's intervention that we experience breakthroughs in areas where human efforts fall short. Jesaja 43 vers 19. Gaan lees bietjie daar, dan sien u, ons het deurbrake nodig. Hoe dikwels, dan kom ons, dan weet ons, dis nou net die Here wat hier kan deurkom. Ons het hierdie tussenkoms van God nodig. Ons het hierdie bonatuurlike ingrype nodig, sodat ons kan deurbreek, sodat ons op die plek kan kom waar ons kan terugkyk en sê, die Here het vir ons die deure oopgemaak. In die derde plek, sodat die krag van God geopenbaar kan word.
Dit is so kosbaar. Wanneer die Here ingryp, dan word ons bewus van die bonatuurlike krag van God. As jy dink hoe hy daar die Rooi See oopgekloof het, hoe hy die rivier oopgemaak het, sodat hulle daardeur kon trek. 'n Mens kan amper nie eens vir jouself indink nie, maar dis hierdie bonatuurlike krag van God wat geopenbaar word, sodat ons as sy kinders, as die mensdom kan moed bely, moed kan erken. Dit is nie deur 'n mens nie, maar dis net deur die krag van die Here. In die 4de plek is dit nodig sodat ons kan herstel of dat vir ons terug kan gegee word wat ons verloor het. To restore what was lost. Divine intervention often brings restoration to what was lost or stolen or destroyed. Gaan kyk maar wat sê Joël 2 vers 25. Baie keer het die vyand by ons kom steel en die Here sê, ek gaan my bonatuurlike krag gebruik om aan jou te bewys, om vir jou weer terug te gee wat jy verloor het, om jou te herstel in jou posisie. En daar is soveel wonderlike voorbeelde daarvan, van God se ingrype wat veroorsaak. Kom ons kyk daar na 1 Konings 17 vers 8 tot 16, waar Elia vir die weduwee gevra het om, en sy sê, ek kan nie vir u sorg nie, ek kan nie, ek het niks behalwe 'n klein bietjie meel en 'n klein bietjie olie nie, ek maak nou hierdie hout bymekaar en ek en my seun gaan nou 'n brood bak en dan gaan ons dit eet en daarna gaan ons sterwe. En ons weet dat God se ingryp het veroorsaak dat die meel het nie opgeraak nie en ook nie die olie nie. Hier kom die Here en hy openbaar homself bonatuurlik dat hy nog steeds die voorsiener is. God, our provider. Kosbaar, die woord, en ek bid so dat wanneer ons oor hierdie woord so praat, dat u waarlik gaan beleef, dat die woord sal beginne lewe, dat u die woord sal beginne beleef en ervaar. Ek bid so dat die Here bonatuurlik vir u sal deurkom, sodat u kan sien hoe dat hy die planne van die vyand verbreek, hoe hy vir u help om 'n deurbraak te kry, wanneer hy homself openbaar in sy krag en in heerlikheid, en om vir u te herstel. Mag die Here vir u help, sodat u waarlik kan ervaar en beleef, hoe dat die Here vir u teruggee wat u verloor het. Nou, dink 'n mens somtyds, hoe gaan die Here hierdie ding doen? Hoe gaan, wat moet ons doen om hierdie bonatuurlike ingrype van God te beleef? Iemand het eendag gesê, you need to position yourself for a divine intervention. You need to create an atmosphere for God. Ons moet vir die Here 'n platform skep. In ons hoop en verwagting moet ons in geloof vir God ruimte maak, sodat hy homself kan openbaar as die God wat nog steeds wonders en tekens doen deur hierdie goddelike ingrype in ons lewens. Nou, hoe kan ons hierdie atmosfeer skep, of hierdie platform vir die Here gee, waar ons vir hom 'n ruimte gee en sê, Here, hier kan u maak net wat u wil. Ons het geen vooropgestelde idees nie. Ons het geen vooropgestelde planne nie. Ons wil nie vir u sê, hier is 'n raamwerk en u moet dit nou net binne hierdie raamwerk doen nie. Dis wanneer jy absoluut oorgegee is en sê, Here, ek weet nie hoe u dit gaan doen nie, maar ek weet u kan dit doen. En dan is daar 'n paar dinge wat ons moet in gedagte hou, en kom ons kyk vir 'n paar oomblikke na hierdie paar dinge wat dalk so lewensveranderd
belangrik is wanneer ons na dit kyk. In die eerste plek, as ons vir God wil 'n ruimte gee, moet ons God vertrou in geloof dat hy dit kan doen, omdat ons weet dat vir hom is niks onmoontlik nie. Markus 9 vers 23, alles is moontlik vir die een wat glo. Trust in God's ability. Ons moet in God se vermoë ons vertroue sit. En wanneer ons vir die Here sê, ons vertrou hom in geloof, onthou nou wat sê Hebreërs 11 vers 6, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want wanneer ons na hom toe gaan, moet ons glo dat hy God is, en dat hy 'n beloner is van die wat hom soek. So, dit is belangrik, dat ons in God se vermoë sal glo, en dat ons hom sal vertrou. In die tweede plek is, ons moet bid en sy aangesig soek. Jakobus 5 vers 16 sê weer eens, the earnest, heartfelt, continued prayer of the righteous makes tremendous power available. Ons moet God se aangesig soek. Prayer is the key to inviting God's intervention in our circumstances. Nou wat sê 2 Kronieke 7:14? As my volk, oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid en my aangesig soek en hulle bekeer, sal ek uit die hemel hoor en hulle sonde vergewe en hulle genees. So met ander woorde, hy sê wat ons in sy naam vra, Johannes 14:14, dit sal hy doen. As ons na die Here toe gaan, as ons bid, as ons vertrou, as ons sy aangesig soek. Onthou jy vir Jakob in die Jabokrivier, hy het gesê, ek los u nie voordat u my nie geseën het nie. Ons los die Here nie totdat ons nie die deurbraak, totdat ons daardie deurbraak belewe. So dis belangrik dat ons in God se vermoë sal glo, dat ons sal bid en sy aangesig soek. En dan bly getrou en gehoorsaam, al vra dit wat ook al. Maak nie saak wat die prys is nie. God responds to faithfulness and obedience, ensuring his intervention in Johannes 14 vers 15. So dis belangrik dat ons sal getrou bly en gehoorsaam bly, al vra dit ook wat. En dan in die vierde plek, 'n baie besonderse waarheid wat sê, verwag dat die Here vir jou gaan deurkom. Hebreërs 11 vers 6 het ek al reeds vir u gelees. Ek wil dit by u laat vandag, en dit is so belangrik, dat ons sal verwag dat die Here iets gaan doen. As ons dit nie verwag nie, gaan ons dit nie ontvang nie. Psalm 62 vers 6 sê, You, O Lord, are my hope. 71 vers 5 sê, and you are my expectation. Expect and believe that God will act in your behalf when you call on him, according Psalm 5 verse 3. Dis belangrik. Dink maar aan Hanna wat gebid het, wat absoluut vir die Here vertrou het, en sy het net gesê, Here, hier is my begeerte, hier is dit, ek gee dit in u hande, en sy het verwag dat die Here haar gaan antwoord, en die Here gee vir haar 'n belofte, en die Here openbaar homself in krag en in heerlikheid. Kom, ons gaan net terug en ons vat dit net weer saam. Hoe kry ons hierdie atmosfeer of hierdie platform vir God gereed? Deur in hom te glo, in sy vermoëns te glo. Daar by God is niks onmoontlik nie.
Hy is tot alles in staat. Die woord sê, sou iets vir die Here te wonderbaar wees. Hy het die aarde geskape, hy het die mens geskape, hy het alles geskape wat geskape is, en hy hou dit in stand tot vandag toe. Dis God se vermoë. God se vermoë is om altyd enige iets te doen wat ons vir hom mag vra. So daarom is dit belangrik dat ons in ons vertroue en in geloof in die vermoë van God sal vashou. Dat ons waarlik God se aangesig sal soek en sal bid. En wanneer ons dit doen, dan glo ons dat die Here is 'n waarmaker van sy woord. Dan glo ons die Here kom vir ons deur. Dan glo ons die Here gaan vir ons antwoord. Dan glo ons die Here gaan dit wat ons bid vir ons gee. Want die woord sê dit in Johannes 14:14. Wat julle ook al, as julle iets in my naam vra, sal ek dit doen. Dis die belofte, wanneer ons dit vra, sal die Here dit doen. Wat sê die woord? Soek en jy sal vind, klop en vir jou sal oopgemaak word. As jy bid, gaan jy ontvang. Hy sê in Jakobus 4, julle het nie omdat julle verkeerd bid. Maar as ons met die regte motiewe bid, as ons met die regte gesindheid bid, met geloof en die onwrikbare vertroue in God, sal ons verseker dit ontvang wat ons van die Here gevra het. 1 Johannes 5 sê, en dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor hom het. Wanneer ons bid, dan weet ons, hy is die een wat dit hoor, en hy is die een wat antwoord, en vir ons gee, wat ons gebid het. Onthou om getrou te bly, en in gehoorsaamheid. Partykeer vra die Here vir ons iets wat ons nie verstaan nie. Kom ons hou vas daaraan. Kom ons bly in gehoorsaamheid. Sê, Here, al verstaan ek dit nie, ek glo dit, en ek weet, dit is wat U wil hê ek moet doen. Dan doen hierdie klein dingetjies, die res doen die Here. As ons daar die eerste tree van geloof gee, gee die Here die res, en hy doen dit vir ons. Partykeer is dit soos Petrus wat moet uit die boot uitklim. Partykeer moet ons dalk uit ons omstandighede of uit ons denke uitklim, sodat ons kan fokus op die Here. Want solank ons op die Here fokus, sal ons op die water loop en sal ons hierdie bonatuurlike krag van God beleef. En dan verwag dit. Verwag dit. Moenie jouself martel as het ware met gedagtes van, miskien gaan die Here dit doen nie. Miskien is dit dalk, jy gaan weet dat dit die plan van die Here is. En die Here sê, as ons dit verwag, gaan ons dit verseker belewe. Verwag sê, ek glo in sy vermoë. Verwag sê, hy is die antwoorder van my gebed. Verwag sê, hy is my voorsiener en hy is my geneesheer. Hy is die ene wat kan gee ver bo dit wat ek ooit kan bid of dink. As ek dit verwag. Hanna het verwag dat die Here haar gebed gaan antwoord. En die Here antwoord haar gebed. So as jy dit verwag, gaan jy hierdie bonatuurlike ingrype van God in jou lewe belewe. Ek vertrou dat die Here iets in u hart weer vandag gedeponeer het. Ons gaan volgende week klaarmaak met hierdie reeks en ons vertrou die Here. Daar's nog 'n paar interessante goed waarna ons gaan kyk. Ons gaan kyk hoe word ons lewens geïmpakteer deur hierdie ingrype van God in ons lewens. Mag die Here vir u help, dat u vir God ruimte skep, dat u vir God 'n atmosfeer skep, sodat hy homself in jou lewe kan openbaar, sodat jy kan verstaan wat is God se plan, God se wil vir jou lewe. Kom ons bid net saam en ons vertrou die Here
Ek bid vir elkeen wat vandag na hierdie woord luister. My gebed is dat die Here vir u sal help en vir u sal oorwinning gee en vir u kragtig sal ondersteun, dat u hierdie wonderlike gedagtes sal vat en u eie maak. Maar bo dit alles, onthou net, ek sê dit gou weer, en ek bid dit so uit my hart uit vandag vir elkene, dat die Here vir u sal gee, dat u in hom sal glo, in sy vermoën sal glo, en dat u sy aangesig sal soek, beginne die aangesig van die Here soek. Kom ons bid net saam, dan bid ek dat die Here deur sy Gees vir u kragtig sal ondersteun. Vader, ons het die woord oorgedra, soos wat u dit op ons hart gelê het. Ek bid dan nou, Here, vir die kragvolle werking van u Gees in elke hart en elke lewe. En mag hulle dit beleef. Mag hulle beleef dat u bonatuurlik kan ingryp. Mag hulle beleef, Here, wanneer hulle vir u ruimte maak, wanneer hulle vir u 'n platform, when they create an atmosphere for you, O God, when they position themselves to experience a divine intervention, Lord, come through your power and your glory, and just anoint them and just bless them with a divine intervention in their lives. Here, ek eer u vir dit wat u nou doen in harte en lewens, vir mense wat op 'n plek kom en sê, Here, ons is gereed om vir hierdie boonatuurlike ingrype. Ons weet, dis net u alleen wat dit kan doen. Dankie, Here, dat u so ingryp in elke hart en elke lewe, en dankie vir hierdie wonderlike waarheid, Here, wat ons weer vandag in ons harte kan vasmaak. Ek bid vir die naprediking van die woord. Mag mense dit nie vergeet nie, mag hulle goeie luisteraars gewees, mag hulle dan nou, Here, ook daders wees van hierdie woord, en wanneer hulle die daders is, Here, u woord sê vir ons dit so mooi in Jakobus 1 vers 25, dan sal ons geseënd en voorspoedig wees. Ons eer u daarvoor in Jesus se naam. Amen.